Lekker man, donderdag aand, ekskuus amper sê ek woensdag aand, prys die Here. Ons gee gou 'n bietjie kans net vir mense om in te skakel. Dankie dat jy regtig inskakel en deel is van ons gemeente se huisgodsdiens. Ons dank die Here dat jy vanaand hier is en ons eer die Here. Nou ja, kom ek vertel gou so 'n bietjie meer van onsself. Baie welkom aan almal wat ingeskakel is op Facebook en YouTube en TikTok. Prys die Here, wanneer ons met ons mond bely dat Jesus Christus ons koning is, en ons hou vas aan die saligmaker se grootste beloftes, dat hy vir ons sê, hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat nie. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om aan vas te kan hou nie. Hou vas aan Jesus, kom by Jesus, Jesus is jou lief, Jesus wag vir jou, en Jesus is die koning van die konings. Goeienaand thuis, hallo Esther, hallo Delinda, hallo Annelie Marie, ons groet gou 'n bietjie 'n paar mense vanaand. Ons gaan vanaand 'n interessante onderwerp hê, en ek dink almal wonder seker, wat beteken dit om op verkeerde platforms te wees? So ja, ons gaan 'n bietjie lekker daaroor gesels. Hallo Jackie, prys die Here, ek dink deel van almal se evangelie. Weet jy wat sê die woord van God? Dit is vir my so belangrik. In Spreuke 11 vers 30. Spreuke 11 vers 30 sê hy dat elke een van ons 'n sielewenner moet wees. Dit is belangrik om die evangelie en die waarheid van God te verkondig en uit te reik na die siele van Jesus Christus. Hallo Wendy, hallo Andries, so ja, deel en share die boodskap, dis altyd lekker as almal op is. Ons gaan 'n bietjie vanaand, soos ek nou gesê het, 'n goeie onderwerp hê. Ons gaan 'n bietjie praat oor verkeerde platforms en wat dit beteken. Dan nooi ek jou ook uit om Sondagoggend nie ons Sondagoggend nie ons erediens te mis nie. Dit gaan baie lekker wees. Kom ek vertel gou ietsie rondom dit. Ek gaan 'n bietjie gesels oor die laaste tyd het die Here vir my gewys hoe baie mense vashou aan skuldgevoel. Hallo Leonora en Chris, hoe gaan dit al met julle? Hallo Alisa. Hallo Annie. Hallo John. Hoe belangrik dit is om te laat gaan van enige skuldgevoel. En dit is belangrik dat 'n mens kom luister. Baie ongemaklike woord. Ek moet sê, dis baie teerpunte en seerpunte wat ons as mense nie altyd wil hoor nie, maar kom ons kom konsentreer op die vrymaking van hierdie skuldgevoel. Sondagoggend 9:00. Nooi enige iemand, nooi mense saam kom kuier. Bring iemand wat nodig het om hierdie woord te kom luister. Nou ja, so klim almal dan nou op so op die donderdag aand. So ons gaan 'n bietjie vanaand gesels en ons vra die Here dat sy seën die woord vir ons sal seën en dat die woord 'n waarmaker sal wees van sy woord. Die woord is 'n waarmaker. Die woord is kragtig en die woord is betroubaar. So, wat beteken dit as ek dan vanaand sê 'n mens is op 'n verkeerde platform? Ek het die prentjie uitgebeeld vandag en ek wil dit illustreer. As 'n mens kan bietjie terugdink na 'n trein se platform en hoe ons as kinders groot geword het en hoe ons 'n treinstasie geken het met platforms, hoe mooi dit daar was en hoe alles geloop het en hoe dit vervalle is vandag. So lyk dit in my en jou lewe. Ek illustreer dit vanaand vir jou. Ek wil hê jy moet iets besef. Ek wil hê jy moet dit in jou geestesoog. Hallo Sofia, gaan met jou. Hallo John, hallo Katie. Jy moet dit beleef wat ek dan vanaand vir jou probeer sê, hoe dit gaan wees. Goed. So baie kinders van God vra, hoekom sukkel ek nog om op 'n verkeerde platform te vat? En ek het gebid en gesê, Here, ek wil bietjie kyk wat is die meerderheid van goed waarmee ek kan uithaal vanaand, waarmee ek kan praat. So daar's baie waaroor 'n mens kan praat en ons glo en vertrou dat ons weer daarby sal uitkom. Maar ek wil vanaand bietjie gesels oor 'n paar en ek wil vanaand spesifiek, ek gaan nou nog dit noem, spesifiek 'n paar uithaal en daaroor gesels. En onder andere wil ek met jou praat oor luiheid, ek wil met jou praat oor jaloesie en ek wil met jou praat oor welis. En ek wil net spesifiek oor daardie uithaal. En dan kan 'n mens gaan kyk die waarheid, wat dit beteken. Hoekom sukkel kinders van die Here nog steeds daarmee? Baie mense sê, hierdie afgelope tyd, hallo Lana, hallo Linda, hallo Wanda, hallo Tenis, het ek baie WhatsApps weer gekry. Wanneer ek praat van luiheid, praat ek ook oor die fisiese luiheid, ek praat ook oor die geestelike luiheid. Ek wil eintlik vanaand by mense hoor, hoekom is dit so moeilik om 'n samekoms by te woon? Hoekom is dit so moeilik om 'n byeenkoms van Christus by te woon? Ek wil gou ietsie sê oor gisteraand se praise and worship en aanbidding.
hoe wonderbaarlik kinders in 'n revival is, hoe hulle vat en hoe mense deur gebed en hoe kragtig gebed is en hoe 'n mens kan sien die sluier wanneer jy geestelik volwasse is om te beleef hoe die atmosfeer, hoe God die atmosfeer, hoe God se gees die atmosfeer verander. Maar wanneer jy op 'n verkeerde platform is, nou ek verstaan nou baie mense kan nie altyd in die middel van die week nie, ek sê maar net, maar daar is altyd 110.000 verskonings. Hoekom mense nie byeenkomste bywoon nie? Hoekom mense nie die Here wil aanbid nie? Hoekom mense nie ingeskakel bly en ingeplak wil bly by Jesus Christus nie? Hallo Jan, hallo oom Fred, hallo Norman. So, wat is dan die probleem? Hoekom mense sukkel met dinge soos jaloesie? Nou, as ek soek werk, maar ek soek ook nie eintlik werk nie. Weet jy wat? Ek wil hê jy moet vanaand weet dat God wil hê ons moet werk. God wil hê ons moet arbeid in ons lewe. God wil nie hê dat ons net bedelaars moet word nie. God wil nie net hê dat ons in ander se oë moet kyk nie. God wil hê jy moet werk. Ek wil dit vanaand, jy gaan nou nie vanaand dalk hou waarvan ek praat nie. En dis 'n Bybelse beginsel. Ek wil hê jy sal weet of jy lui is of nie. Ek sê nou nie almal wat hier luister is nie, maar ek wil dit net hê jy moet dit versprei. Ek wil hê jy moet verstaan dat mense oor hierdie goed moet praat. Luiheid, jaloesie, welis, ek wil vanaand 'n bietjie oor hierdie, om die waarheid te sê, om gered te wees, beteken nie outomaties dat jy geestelik volwasse gaan wees nie. Ek wil net gou vir jou ook wys hoe groot godsmanne gestruikel het deur verkeerde besluite wat hulle geneem het. Ons onthou vir Dawid se welis en verkeerde besluite. Ons onthou vir Samson die swakheid van sy begeertes. Ek het nou Dinsdag aand oor hom gepraat. Ons onthou vir Petrus hoe hy Jesus verloon het. En weet jy wat, die probleem is nie net noodwendig altyd die sonde nie, maar dit is die posisionering van waarin ons is, waarin ons onsself vind, op die platform waar ons onsself vind. En dit is baie belangrik. En dit is hoekom ek daarna kyk. Wat beteken dit dan vanaand vir my? Hallo Des, hoe gaan dit? Ek groet gou Louisa, hallo Lorika, hallo ma. Wat beteken dit dan vanaand om te sê ek is op 'n verkeerde platform? Waar staan ek en jy dan geestelik? Dis wat dit beteken. Dis die vraag wat ek moet vra. Goed. Wanneer ons geestelik lui is, dan vermy ons natuurlik ons roeping. Ons vermy om te sê dat ek is 'n kind van die Here, ek moet doen wat God wil hê ek moet doen, al is dit nie altyd lekker nie. Verstaan nie? En ek dink almal moet maar vanaand net hoor wat gesê moet word, en dit is, ek wil eintlik vanaand net sê, en ek gaan dit Sondag ook sê, moenie vir die, don't kill the messenger, go complain to the creator. En God het 'n mens nie net gemaak om in 'n posisie te bly en te sit die hele tyd en afhanklik te wees van ander nie. Ons moet begin opstaan, ons moet begin hierdie platform waarin ons is, heeltemal verskuif. Goed, so luiheid is iets wat jou hele roeping as 'n kind van die Here laat mis. Okay. Wat beteken dit om jaloers? Dat is nie altyd lekker om oor hierdie goed te praat nie, maar ons moet. Wat beteken dit wanneer ons op 'n platform van jaloesie is? Wanneer iemand jaloers is? Dit is niks anders nie as om te gaan kyk in die spieël en te sê, maar ek is eintlik besig om my lewe te vergelyk met 'n persoon of persone of omstandighede. Dis wat dit beteken. Wat beteken dit om op 'n platform te wees van las, van welis? Dit beteken jy soek jou vervulling buite God se wil. Dis wat dit beteken. Dis wat dit beteken. Wat beteken dit om trots te wees? Dis 'n ander platform. Jy plaas jouself bo God. Dis wat dit beteken. En wanneer ons gaan kyk wat skryf Paulus vir ons in die boek van Galasiërs 5 vers 16 en 17, dan praat hy hier van 'n platform van die vlees en 'n platform van die gees. En ek wil dit nou illustreer. Hy sê nie die woord platform nie, maar ek wil hê jy moet dit vanaand verstaan. Dit is wat dit is. Die geestelike platform en die vleeslike platform. Hoekom staan kinders van God op 'n verkeerde platform? Hoekom is hulle op 'n verkeerde platform? Niks anders as onvernuwe denke nie. Jou gedagtes is nie in lyn met God nie. En Romeine 12 vers 2, kan ek dit gou vir jou lees? Romeine 12 vers 2, ek wil dit gou vir jou opsit, let gou hier lees, nou wil ek sê, ek wil dit opsit, Romeine 12, ons gaan die tweede vers lees daar, hoor wat sê hy vir ons daar, hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan
Beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Dis wat dit beteken. Baie mense is gered. Hoor mooi, baie mense is gered, maar hulle denke, hulle gedagtes is nog nie vernuwe nie. Hulle leef nog met hulle gedagtes in die wêreld. Hulle het nog wêreldse gedagtes. Jy dink nog baie aan jou verlede, jy hou vas, en dis hoekom ek wil nou nie te veel weggee en die Sondag oor hierdie goed praat. Jy dink nog baie aan jou verlede. Jy reageer nog baie op jou ou patrone wat jy altyd gevolg het, jou ou maniere wat jy altyd gedoen het. Weet jy, geliefdes, kan ek vanaand vir jou sê, ek moet net 'n slukkie vat hierso. Kan ek vanaand vir jou sê dat selfs die kleinste kompromie wat ek en jy aangaan is uiters gevaarlik. En ek wil vanaand vir ons teksvers lees in jou Hooglied. Wanneer laas het jy die boek Hooglied gelees? Hooglied 2 vers 15 sê: Vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerd verniel, want ons wingerde staan in die bloei. Hoor gou baie mooi. Sonde begin klein. Dis wat dit beteken. Dis net kyk. Dit begin net by kyk. En dan begin dit by 'n gedagte. En dan begin dit by 'n begeerte. En waar dit alles begin? By 'n klein jakkals. Die klein jakkalsie wat die wingerde verniel. Die klein jakkalsies wat in jou denke opkom, in jou gedagtes opkom. En hoe 'n mens dink, die verskonings wat jy uitdink, die manier van hoekom ek nie werk nie, hoekom ek nie wil werk nie, hoekom ek nie vir die Here wil werk nie, dis baie belangrik. Hoekom wil ek nie deel wees van sekere aktiwiteite nie? Dit kom by 'n verskoning. Weet jy hoe lyk daai verskoning? Daai verskoning is nee, die mense kyk vir my, die mense oordeel. Jy soek alles die verkeerde omdat jy self in die verkeerde platform, op die verkeerde platform is. En dit is alles waar dit begin, met by 'n gedagte. Dit begin alles net daar. En dan ook die belangrike ding wat 'n mens optel onder kinders van God, is die gebrek aan dissipline. Genade, dit is ongelooflik. Iemand praat gister met my en oor die afgelope tyd en sê ek kom net nie meer by my Bybel uit nie. Ek lees nie meer Bybel nie. Ek bid nie meer nie. Jy mis. Ek wil vandag vir jou sê, jy mis ongelooflik baie. Jou dissipline is dit wat jou eintlik in die steek laat. Jou dissipline veroorsaak dat jy in skaamte voor die Here gaan staan. En in skaamte is. En ongelukkig is hierdie tipe goed wat skuldgevoel dryf. Daarom is ons kerke vandag op 'n gevaarlike plek. Goed, kan ek gou vir jou ietsie sê? Kom ek lees gou vir jou 1 Korintiërs. Nou moet ek my kop maar net soontoe vat. Ek hoop 1 Korintiërs, of is dit 1 Korintiërs 9? 1 Korintiërs 9. Kom ons kyk, wat is 1 Korintiërs 9? Yes, hier is hy, vers 27. Hy sê, maar ek kastei my liggaam, hoor gou mooi, en maak dit diensbaar. Wat skryf hy hier? Jy moet jou liggaam partykeer pak gee, jy moet jou liggaam partykeer kastei, jy moet jouself dissiplineer. Hy sê, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerping sou wees nie. Hoor mooi, dis wat dit beteken. Ons moet altyd gedissiplineerd wees, mense, dit is so. Sonder dissipline is luiheid normaal. Dis 'n normaliteit in mense se lewe. Dis die realiteit. Goed. Sonder dissipline word welis net sterker en sterker en sterker. Ek het in my jare bediening, het ek nog nooit soveel teenkanting gekry van mans wat in hierdie welis vasgevang is. En vrouens ook natuurlik vasgevang is nie. Weet jy, dit is eintlik so erg. En weet jy wat, sonder dissipline word jaloesie heeltemal uit en word onbeheerbaar. Dan kan 'n mens dit nie meer beheer nie. Goed, om op 'n verkeerde platform ook te beweeg, beteken ook dat daar baie keer 'n verkeerde invloed is. Daar's 'n verkeerde invloed. En wanneer ons terugkom, plaas ek nou net daar by die boek 1 Korintiërs bly. Kom ons kan kyk gou, wat sê 1 Korintiërs 15 vir ons? Paulus skryf vir ons, hierdie Paulus kan skryf oor, hierdie Paulus het al hierdie dinge deurgegaan.
wat ek en jy as 'n mens deurgegaan of deurgaan. 1 Korintiërs 15 vers 33 skryf hy vir ons hierso, waar is daai? Moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Hoor baie mooi. Wat jy inneem, wat jy invat in jou lewe in, wat jy beleef, dit vorm jou. As 'n mens verslaaf is aan sosiale media, as 'n mens lewe vir jou vriendekring, as 'n mens nie sonder vriendekringe en ongesonde vriendekringe, kom ek sê dit so, die tipe musiek, die inhoud, die prente, die goed waarna 'n mens kyk, luister man, God gee alles om te geniet in die lewe. Ja, mense maak hierdie goed so complicated. Kan van die Here moenie 'n TV in sy huis hê nie. Ag snert man, geniet jou TV. Geniet jou TV. Jy kan nou maar vanaand met my verskil as jy wil TV kyk. Kind van die Here moenie golf speel. Man, speel golf, gaan speel rolbal. Doen net iets met jou lewe. Begin net lewe om te lewe, want die Here gee jou hierdie goed om te lewe. En dit is eintlik vir my so, hallo Amalia, dit is eintlik vir my so 'n frustrasie wanneer mense uit onkunde praat, want jy dink as jy met my oor hierdie goed gaan praat, dit gaan iets vorm. Nee man, weet jy wat, hou op, houlier ten dal wees. Ek wil vanaand vir jou dit sommer reguit sê. Ek wil hê jy moet verstaan dat die Here gee vir jou goed om te geniet. Dis hoe jy dit doen. Dis hoe jy dit doen. Dis hoe jy die verkeerde manier gebruik, die verkeerde platform gebruik om hierdie dinge te doen. Weet jy wat? Ek wil 'n bietjie praat met jou oor jou gebroke identiteit. Ek wil 'n bietjie met jou daaroor gesels. Hoekom het jy 'n gebroke identiteit in luiheid? Miskien omdat jou ma en pa vir jou alles moet doen. En ma en pa doen dit te maklik, want nee. Luister, jy moet werk, jy moet seker maak dat jou kind in 'n vorm van goed is, jy moet seker maak dat jy daar is. Ek gaan nou nie vir jou 'n lewensles gee nie, dit klink of ek dit wil doen, maar nee. Kom ons praat oor die las. Jy soek liefde in las. Nee man, voel minderwaardig. Weet jy wat, God beskryf vir ons die intieme verhouding binne in 'n huwelik. Kom ek sê gou vir jou iets. Ja, die intimiteit is natuurlik die liefdesdaad, maar weet jy wat, dis baie meer as net dit. Dis 'n bietjie bederf. Kom ek sê gou vanaand vir jou. Ons wat nou lekker oud getroud is, maak dit nou vir jouself interessant man. Weet jy wat, sit 'n dag uit, stuur die kinders aan na ouma en oupa toe, weet jy, maak 'n bietjie 'n plan en goeters en so aan, man. Laat jou huis lekker ruik en tabak, bubble bath en gooi roosblare en brandkersies. Maak dit lekker. Vrou, maak dit vir jou man nog lekker. Maak jy dit nog vir jou man lekker? Of moet hy sy liefde in die welles gaan soek? Moet hy sy liefde in las gaan soek? Nou praat ons volwasse goed hierso. Maar dit is belangrik want dit is intiem. Dis wat God wil hê. God het twee mense gemaak om in 'n intieme manier te kom sodat hulle daar kan wees. Dis wat dit is. Ons is een, ons moet mekaar geniet. Ons moet nie mekaar geniet net wanneer ons wil nie. OK, so dit is baie belangrik. Wanneer 'n mens jaloers is, dan het 'n mens ook 'n minderwaardigheidskompleks. Goed. Ek het al agtergekom wanneer ek mense ook baie kere met mense praat, dan is hulle altyd moeg. Maar dis eintlik vir my snaaks, is altyd die leiers wat moeg is. Dis vir my die snaakste. Tot jou moeg word moeg, want jy's moeg van lui wees en jy's tot jou moeg word eintlik moeg. Dis wat dit is. So ja, dit is eintlik hoe hierdie goed gebeur. Ek moet vanaand vir jou sê, dis nie 'n hartsprobleem nie. Dis nie 'n hartsprobleem nie. Dis 'n gedragsprobleem. Ja, maar my vrou verstaan my nie, my man verstaan my nie. Nee, man, streel bietjie sy ore, soen hom in die nek, man. Luister, gee hom 'n jumpstart. Gee haar 'n jumpstart. Jy moet, God wil hê ons moet dit doen. Ons moet dit nie op verkeerde plekke soek nie. Wanneer jy gesond is, wanneer die liggaam gesond is, wanneer al hierdie dinge gebeur, en ek sit nou met die boek Hooglied hierso, en dit is eintlik wat dit so mooi maak. En dit is hoe lekker dit is. En dit is wat die Here wil hê ons moet doen, hoe ons mekaar moet geniet. Goed, ek gaan begin klaarmaak. Ek kom nou in verlanding. Die gevolge van verkeerde platforms. Wat is die gevolge van verkeerde platforms? Die boek skryf dit vir ons. Hy sê die klein jakkalsie, die sonde begin klein, die gedagtes begin klein, dan begin dit te groei, en dan as jy weer sien, dan bring dit die dood. Dan bring dit die dood. Die verwydering van God se stem. Wanneer 'n mens hierdie tipe goed doen op 'n verkeerde platform, het mense 'n geneigtheid om te sê, maar ek hoor nie God se stem nie. Dankie. Jesus like jou. Sien jou Sondag.